Goeiedag almal. Dawid, een van die mees bekendste Bybelfigure, het homself telkens op 'n plek gevind waar hy uitgeroep het en gesê het, ek kan nie meer nie. Ek is platgeslaan, ek is stikkend geslaan. Dinge het nou vir my te veel geword, ek kan nie meer aangaan nie. Alles is teen my. Kom ons gaan kyk na 'n paar van hierdie gevalle. Dawid bevind homself in die bos Jered, hy vlug vir sy lewe, hy's alleen, hy's bang, hy's onseker, en ek glo dat emosies van wanhoop het hom getuister. Maar dit was hier waar hy tot die slotsom gekom het, dat alleen die Here kan hom help. En hier, as 'n vlugteling, skryf hy die bekende Psalm 23, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Luister net sy uitroep in Psalm 60 vers 3 en 4. O God, U het ons verstoot, ons van mekaar geskeur, U was toornig, herstel ons, U het die land laat bewe, U het dit gekloof, genees sy breuke, want dit wankel. In Psalm 61, 'n vlugteling koning roep hy uit, O Here God, hoor my smeking, luister na my gebed, van die einde van die aarde af roep ek U aan as my hart beswyk. Lei my op 'n rots wat vir my te hoog is. Dawid voel eensaam, hy's 'n martelaar, hy voel soos 'n martelaar, en hy praat met die Here in Psalm 69, verlos my o God, want die waters het tot by my siel gekom. Ek sink in grondlose modder waar geen staanplek is nie. Ek het in waterdieptes gekom, die stroom loop oor my, ek is moeg van my geroep, my keel brand, my oë versmag terwyl ek wag op my God. Die wat my sonder oorsaak haat, is meer as die hare van my hoof. Die wat klaar staan om my te vernietig, wat sonder grond my vyande is magtig. Wat ek nie geroof het nie, moet ek dan teruggee. Vreemd het ek vir my broers geword, en 'n onbekende vir die seuns van my moeder. Wat my aangaan, my siel het geween met vas, maar dit het smaakhede vir my geword. Ek het ook 'n rou gewaad my kleding gemaak, en vir hulle 'n spreekwoord geword. Die wat in die poorte sit, praat van my, ook die spotlied van die wat sterk drank drink. Weet maar, in al hierdie skrywes van sy moedeloosheid, sy wanhoop, wend Dawid hom elke keer tot die Here vir redding. Psalm 23, al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my, U stok en U staf, die vertroos my. Psalm 60 vers 13 en 14, verleen ons hulp teen die vyand, want die mense hulp is ydelheid. In God sal ons kragtige dade doen, en hy self sal ons vyande vertrap. Psalm 61 vers 4, want U het 'n toevlug vir my geword, 'n sterk toring teen die vyand. Psalm 69 vers 17, verhoor my o Here, want U goedertierenheid is goed, wend U tot my na U grootheid van U barmhartighede. En daar in Psalm 69 vers 33 en 34, hoor dit hier, julle wat na die Here soek, laat julle hart lewe, want die Here luister na die behoeftiges en verag sy gevangenes nie. Kan jy sien, moet nooit toelaat dat omstandighede jou gedagtes, jou emosies en jou liggaam domineer nie. Ja, huil jou huil, klaag jou klaag by die Here, praat met hom daaroor. Maak nie saak wat nie, die Here is nog nie klaar met jou nie. Wees soos Dawid wat elke keer in sy wanhoop tot die Here geroep het en toegelaat het dat die Here se teenwoordigheid en sy autoriteit kragtig deur hom gevloei het. En wanneer jy soos Dawid voel, ek kan nie meer nie, ek is platgeslaan, ek is stukkend geslaan, dinge het nou vir my te veel geword, ek kan nie meer aangaan nie, alles is teen my. Doen dan wat Dawid gedoen het. Maak Psalm 23 jou uitroep tot die Here. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Ag Here, dankie dat selfs in ons wanhoop situasies, daai tyd wat ons voel alles is teen ons oog kan vestig op U
U leidsman en die volëinder van ons geloof. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen.